Geliefdes, as jy die Bybels hier het, is jy welkom om saam met te blaai na Openbaring hoofstuk 12. Ons gaan aan in ons reeksie oor die boek Openbaring. Ons maak vandag klaar met hoofstuk 12. Ek gaan weer die hele teks vir u lees. Ek dink dit was nou so 3 weke terug wat ons na Openbaring 12 vers 1 tot 6 gekyk het. Ek gaan net vir die vinnig, as ons begin, sal ek net so vinnig vir die oorsig gee oor waar trek ons en wat daar aan die gebeur is. Maar ons gaan eintlik van vers 7 af tot by 17 vanmôre in die prediking stil staan. En voordat ons saam gaan luister na die woord van die Here, kom ons buig eers ons hoofde en bid ons saam, vra dat die Here ons ook sal seën by die aanhoor van sy woord. Kom ons bid. Heilig, heilig, heilig is die Here God Almagtig, Vader, Seun en Heilige Gees. Here, dis voor u die almagtige skepper van alle dinge, wat alle dinge onderhou. Wat alles wat ons kan sien, ag, en daar is soveel wat ons nie eers van weet nie. In hierdie grote heelal hou u alles in die holte van u hand. En u rig ons, en u stuur ons, en u beskerm ons. U werk in elkeen van ons lewens, maar in besonder ook in u kerk. En ons sal dit vanmôre weer in die skrif ook sien, dat u is die een wat u kerk onderhou. U is die een wat ook hierdie gemeente onderhou. En daarvoor dank ons. Ja, ons is in die woestyn, dit is nie maklik nie, ons gaan deur moeilike tye soms, maar u is getrou, en u is altyd daar, en u belofte staan vas van ewigheid tot ewigheid. En daarom het ons ook hoop in hierdie lewe, want ons weet, ons is u kinders. Ons dankie vir elkeen wat hier is vanmôre, dankie dat u ons die gesondheid en krag gegee het om hier te kan wees, dat u ons oproep deur die werking van die Gees, en dat ons ook hier is om te hoor. En wil u dan vanmôre ook vir ons geopende ore en ontvanklike harte gee, dat ons hierdie woord sal hoor, en dat ons dit sal glo, en dat ons dit sal gaan leef daar buite. Sterk ons ook in hierdie taak wat ons het, om 'n getuie te wees na buite. En gebruik ons ook in hierdie taak wat u vir ons gelê het, sterk ons, bemoedig ons, want Here, op ons eie kan ons dit nie doen. Ons wil dan vra dat u dit nou sal rustig maak in ons gemoed, en dat ons sal ag gee op die woord, en dat u tot elkeen van ons nou sal spreek. Ons bid dit in die naam van ons Here Jesus Christus alleen. Amen. Soos altyd, wanneer ons deur die boek Openbaring werk, is dit goed om maar die Bybel by oop te hou na die tyd, want ek gaan weer terugverwys na versies toe. Ek sal weer die verse lees, soos wat ek deur dit gaan. Ons gaan redelik vers vir vers deur die boek, sodat wanneer jy by die huis kom en jy weer die gedeelte lees, jy kan sê, dis mos nou hoe dit werk, dit het ons mos gesê. En dit help altyd as jy die Bybel by jy oop het en jy sien waar dit staan, dan help dit jy. So as jy kan, hou maar die Bybel sommer by jy oop, want jy sal hoor, soos altyd is Openbaring nie ligte musiek nie, dit is redelijk moeilike beelde. Kom ons lees saam, Openbaring hoofstuk 12. En 'n groot teken het in die hemel verskyn, 'n vrou wat met die son bekleed was, en die maan was onder haar voete, en op haar hoof 'n kroon van 12 sterre. En sy was swanger, en het uitgeroep in haar wee en barensnood. En 'n ander teken het in die hemel verskyn, en daar was 'n groot vuurrooi draak met 7 koppe en 10 horings, en op sy koppe 7 krone. En sy ster het die derde van die sterre van die hemel meegesleep, en hulle op die aarde gegooi, en die draak het gestaan voor die vrou wat op die punt was om te baar, sodat hy haar kind wou verslind sodra sy gebaar het. En sy het 'n manlike kind gebaar, wat al die nasies met 'n ysterscepter sou regeer, en haar kind is weggeruk na God en na sy troon. En die vrou het na die woestyn gevlug, waar sy 'n plek het, wat deur God gereed gemaak is, dat hulle haar daar sou onderhou, 1260 dae lang. En daar het oorlog in die hemel gekom. Michael en sy engele het oorlog gevoer teen die draak, en die draak en sy engele het oorlog gevoer, en hulle kon nie oorwin nie, en hulle plek was in die hemel nie meer te vind nie. En die groot draak is neergewerp, jou slang wat genoem word duiwel en Satan, wat die hele wêreld verlei. Hy is neergewerp op die aarde, en sy engele is saam met hom neergewerp. Toe hoor ek groot stem in die hemel sê,
nou het die heil en die krag en die koningskap die eiendom van ons God geword en die mag van sy Christus, want die aanklaer van ons broeders is neergewerp. Hy wat hulle aanklaag voor ons God dag en nag. En hulle het hom oorwin deur die bloed van die lam en deur die woord van hulle getuienis en hulle het tot die dood toe hulle lewe nie liefgehad nie. Daarom wees verheug, o hemele en die wat daarin woon. Wee die bewoners van die aarde en die see, want die duiwel het na julle neergedaal met groot woede, omdat hy weet dat hy min tyd het. En toe die draak sien dat hy neergewerp is op die aarde, het hy die vrou vervolg, wat die seentjie gebaar het. Maar die 2 vlerke van die groot arend is aan die vrou gegee, sodat sy na die woestyn, na haar plek kon vlieg, waar sy uit die gesig van die slang onderhou word, 'n tyd en tye en 'n halwe tyd. En die slang het uit sy bek water soos 'n rivier agter die vrou aan uitgegooi, om haar te laat wegvoer deur die rivier. En die aarde het die vrou te hulp gekom, en die aarde het sy mond oopgemaak en die rivier opgesluk, en die draak uit sy bek uitgegooi het. En die draak was vertorend op die vrou, en hy het weggegaan om oorlog te voer teen haar ander nakomelinge, wat die gebooie van God bewaar en die getuienis van Jesus Christus hou. Tot sover uit die woord van die Here. Salig is ons as die woord van die Here hoor en dit ook in ons harte bewaar. En soos ek vir julle gesê het, ons het alreeds by vers 1 tot 6 stil gestaan en ek gaan net vir julle vinnig herinner wat daar gebeur het. Jy sal onthou die van die wat hier was. Daar was 3 tekens wat ons gesien het in vers 1 tot 6. Dit is die vrou, die draak en die kind. Die vrou het ons gesien is simbolies, is 'n simboliese taal, dit sê, ek het 'n teken gesien, so is nie 'n vrou nie, maar dit is simbolies van 'n groep mense, en daardie groep mense is die gelowiges. Die vrou is die kerk, die gelowiges oor die eeue, die kinders van God, die uitverkorenes van die Here, dis die vrou, dis die teken. Die draak, dis net nie te moeilik om te probeer uitfigure nie, soos jy sê nie, dit is die duiwel, die teks sê dit self, vers 9 sê, hy is die duiwel, die draak is die duiwel. En dan die kind is natuurlik 'n verwysing na Jesus Christus. So die prentjie wat ons in vers 1 tot 6 kry, is eintlik 'n opsomming van die geskiedenis van die Ou Testament. Hierdie vrou, hierdie kinders van God, die gelowiges, wat onderhou word deur die eeue deur God, terwyl hy aangeval word deur hierdie draak, want hy wil keer dat die kind gebore word. Hy wil keer dat Christus uiteindelik gebore word. Want waar kom dit als vandaan? Heel in die begin, Genesis, onthou jy dat Adam en Eva met die vrug wat Eva geëet het, en toe nou Adam en almal in die sonde gedompel het, daar in die heel begin, in Genesis 3, dan sê die Here, net nadat die sonde val, dan kom die Here na die slang en die vrou en die mens en sê hy, wat het julle nou aangevang? Dan sê die vrou, maar dit is die slang het vir my gegee. En in Genesis 3 vers 15 kry ons wat ons noem die moederbelofte, die eerste keer dat God beloof, hy sal iemand stuur om hierdie slang se kop te vermorsel. Daar staan, ek sal vyandskap stel tussen jou en die vrou, tussen jou saad en haar saad. Jy sal hom in die hakskeen byt en hy sal jou kop vermorsel. Ek ken daai versie nou al baie goed. En dis waaroor dit gaan. Dis hierdie vrou se saad wat gekeer, hy probeer die hele tyd keer dat Christus nie gebore word nie, want hy weet dis een wat uiteindelik sy kop gaan vermorsel. Dis waar die finale slag uiteindelik sal kom. En dan gebeur dit so dat God hierdie vrou bewaar, heel pad deur die eeue heen, en dan word in die volheid van die tyd word Jesus gebore. Hy is tog daar, en dan vaar hy op na die hemel toe. En dis nou 'n manier om net hy word weggeruk, ons teks, hy word weggeruk na die hemel, dis maar sy hemelvaart. En nou sit hy aan die regterhand van God. Hy is nou in 'n posisie van gesag. Dis wat dit beteken. As jy aan iemand se regterhand staan in die Bybel, dan dit beteken jy is die uitvoerende mag. Hy's nou die koning van die konings. God die Vader dra hierdie mag in hom oor. Hy regeer. En hy is van daar af regeer hy nou oor die kerk en hy regeer oor hierdie wêreld. Hy is die koning van die konings. Hy het sy plek in die hemel ingeneem. So dit is wat min of meer in vers 1 tot 6 aan die gang is. So ek weet, as jy nou nie hier was nie, is dit nou baie kripties, nie is nou baie kort, nie het baie vrae, maar dan sal ek voorstel gaan luister maar na die preek oor vers 1 tot 6, maar dit so breë trekke van tot waar ons nou is. Nou kom ons by ons teks vanmôre, daar van vers 7 af. En ons sien daar in vers 7, dat na hierdie gebeure, Christus is nou opgeruk na die hemel toe, en nou lees ons in vers 7 die volgende.
En daar het oorlog in die hemel gekom. Michael en sy engele het oorlog gevoer teen die draak, en die draak en sy engele het oorlog gevoer. So hier is hierdie twee groepe wat nou mekaar gryp. Nou, die presiese besonderhede weet ons nie. Ons weet nie wat se wapens hulle gebruik het nie. Ons weet nie hoe die strategie was, of hoe of wat. Dit word nie vir ons gesê nie. Daar's 'n paar goed wat ons wel weet wat hier staan, wat ons uit die Bybel uit weet. Ons weet dat dit in die hemel gebeur, staan daar, is in die hemel. En dit was tussen Michael en sy engele, wat God se engele is, en die draak en sy engele, wat natuurlik Satan en sy demoniese mag is. En dis wat die oorlog is waarna hier verwys word. Nou as ons nou so 'n bietjie weier gaan lees in die Bybel, dan kan my so 'n bietjie daar in die prentjie inkleer, maar ons het nie baie inligting nie, maar dit help ons om so 'n bietjie daar beter te verstaan. Nou ons lees die eerste keer van die engel Michael in Daniël hoofstuk 10. Dis die aartsengel Michael, en Michael word dan beskryf daar as een van die vernaamste vorste van die hemelse leermagte. So in ons terme, hy was 'n generaal. Hy is die groot kokkedoor, hy is die groot indoener wat die engele bymekaar trek. Hy gee die opdrag, hy is die een wat verdedig. So hy is die groot generaal in God se weermag. Verder weet ons dat Michael se naam beteken wie is soos God, en dit sê vir ons iets van wat is sy roeping in hierdie lewe. Hy beskerm God se naam en eer. Het gaan oor God se naam en sy eer wat beskerm word, van wie is soos God. En dis wat sy naam beteken. En dan hoor ons sommer dadelik ook wat is Michael se groot vyand in hierdie lewe. Wie is dit? Dit is die duiwel self. Want wat het die duiwel gedoen? Die duiwel wil soos God wees. En nou is Michael se naam, maar wie soos God? Wie durf opstaan en sê hy soos God? So jy hoor dadelik waar lê Michael se taak as engel. Wat is sy groot opdrag? Hy beskerm die eer van God, want daar is niemand soos God. So dis aan die een kant. Aan die ander kant sien ons dan nou Satan en sy engele, en ons het laas keer so 'n bietjie dit vinnig daarna verwys. Die teks sê dat die duiwel het soveel invloed gehad. Ons weet nie, ons verstand kan dit nie hanteer nie. Om te dink dat Satan in die hemel was, 'n engel van God. Hy draai teen God. Hoe? Weet ons kan dit nie indink. En dan kry hy dit reg om 1/3 van die engele saam met hom te vat. Dis wat die teks sê, sy sterre het 1/3 van die sterre saamgesleep. Sterre is ook simbolies van engele, en hy kry op een of ander manier dit reg. Hy het soveel invloed, dat hy dit reg kry om hierdie 1/3 van die engele saam met hom te vat, en dit word uiteindelik sy demoniese mag. En dis hierdie twee groepe wat ons het. Nou, ek sê, hoofstuk 12 is eintlik 'n opsomming van die hele wêreldgeskiedenis. En jy sien al die hoofmomente. Die vrou wat beskerm word, die saad van die vrou moet beskerm word, want die Messias moet gebore word het. En dan word die kind uiteindelik gebore, en dan staan dat daai draak het gesit en wag, daar by die geboorte, hy wil daai kind verslind. Want nou weet ons wat het gebeur toe Jesus gebore is met koning Herodes. Die oomblik toe die kindertjies, toe die seentjie gebore is, en die wyse manne sê vir hom dit het gebeur, dan laat hy al die seentjies onder 2 jaar doodmaak. Dis die werk van die Satan, dis presies wat hier in die gang is. Hy wil Christus doodmaak. Die draak het hierdie poging om hierdie kind te vernietig, want die kind is die een wat sy kop vermorsel. Hy moet hom keer, want anders is dit verby. So hy probeer alles in sy mag om hierdie kind dood te maak. Maar, soos ons weet, misluk hy elke keer, en die ou duiwel het seker maar, toe Jesus in die kruis gehang het en uitgeroep het, my God, waarom het U my verlaat? Neem ek aan dat hy seker baie lekker gekry het, en dink, aha, uiteindelik, daar is het nou. En dan is het toe nou uiteindelik nie dit. Hy het die hakskeen gebyt, maar is juist daar waar sy kop vermorsel word, is daar waar die oorwinning kom, want toe staan die Here Jesus uit die doodheid op, en hy vaar op na die hemel toe, en nou gaan hy sy plek inneem as die troon, as die gekroonde prins. Hy gaan nou op die troon sit, hy gaan nou heers, en is hier waar die groot oorlog plaasvind. Waar Christus opvaar na die hemel om sy plek in te neem om te sê, dis nou die laaste van, dis die seremoniele, nou gaan hy sit, en hy gaan nou regeer hy oor alles. Hy is die koning van die konings, en dis hier waar die Satan besef, dis ons laaste kans. Maar hy kan uiteindelik, moes hy al geweet, het gaan nie gebeur nie. Maar hy sit nog steeds alles wat hy het, sit hy in, en hy sê, nou moet ons keer. Hy wil as die ware Christus van die troon afruk, want hy wil God wees.
Hy wil in beheer wees. En dis waar hierdie groot oorlog uitbreek. En dis toe wat God vir Michael sê, markeer hulle. Hulle kan nie verder gaan nie, stop hulle. En hier is die magte van God, saam met sy magtige engel Michael en sy leermagte, wat opkom en hier voor die poorte van die hemel sê hulle stop met hulle. En dis waar die oorlog begin. Dis waar hulle uiteindelik die Satan keer. Vers 8. En hulle kon nie oorwin nie, dis nou verwysing na die duiwel en sy magte. En hulle plek was in die hemel nie meer te vind nie. Dit is 'n baie belangrike stukkie daai wat jy nie moet mis nie. Hulle plek was in die hemel nie meer te vind nie. Waar was die duiwel en sy trawante nog al die jare? Ons maak die fout om te dink, God is in die hemel en duiwel is in die hel. Die duiwel is nie hel nie. Die duiwel is hier tussen ons nou. Hy is op die aarde nou. Maar waar was hy gewees vroeër jare? Hy was in die hemel. Dis ook die vreemde vir ons. Ons verstaan nie hoekom nie. Maar die duiwel het toegang gehad tot die hemel. En dis presies waar hulle was. Dis in die hemel en hier. Dis waar die duiwels beweeg het. Dis waar die demone beweeg. En as oral in die Bybel sien ons dit. En dis hier by die hemelvaart waar hy eers gekeer word. Dis hier waar die streep getrek word en gesê, nou kan jy nie meer ingaan. Maar voor die hemelvaart was hulle het hulle toegang gehad tot die hemel. Ons sien dit in 'n paar tekste. 1 Konings 22 vers 20. Waar jy gaan lees van koning Agab, die ou nare koning van Israel, wat heeltemal weggedwaal het van God af. Dan staan daar het 'n leengees vanuit die hemel na hom gekom en vir hom gesê wat hy moet doen. 'n Leengees uit die hemel. Met ander woorde, demonies. Vanuit die hemel. Want dis waar die duiwel was. Hy het toegang gehad tot die hemel. Job, nog 'n voorbeeld, Job 1, waarvan vers 6 tot 10 kan jy gaan lees, dan laat God sy engele kom verslag gee, dan staan hulle daar voor die Here, en dan wie staat tussen, wie verskyn daar tussen? Satan. Dan sê hy, wat van die en wat van daai? Selfde met Sagaria 3 vers 1 kry dieselfde gedagte. Dan staan dan die duiwel staan daar in die troonkamer van die Here, hy is daar, en hy kla die mense aan. En 'n laaste bewys daarvan dat die duiwel toegang gehad het tot die hemel sien ons in Jesus se eie woorde. In Lukas 10 vers 18 gee hy 'n profesie oor wat gaan gebeur. Dan sê hy, ek het die Satan soos 'n bliksem uit die hemel sien val. Dis wat nou gaan gebeur. Hy sien dit, hy sê dit vir sy, dis alles vir ons bewyse dat die duiwel toegang gehad het tot die hemel. So ons sien, dit wat in die res van die Bybel staan, stem ooreen met dit wat ons ook dan hier in Openbaring 12 lees, dat hulle tot op hierdie stadium het hulle toegang gehad tot die hemel en was hulle doenig daar. En die vraag is dadelik, wat het die duiwel in die hemel gedoen? Wat sou hy daar maak? En die duiwel, wat hy gedoen het is, hy het ons aangekla voor die Here. Hy is die groot aanklaer. Hy is die lasteraar. Hy het ons heeltyd gaan aankla. Dis amper, as jy dink in 'n hofsaal. En die regter wat sit, en dan kom die aanklaer, en sê hy, edelagbare, so en so en so. Ou Frikkie, het jy vir Frikkie gesien? Frikkie vloek, Frikkie lieg, Frikkie doen dit en dit en dit. Ek hoop nie iemand die vanmôre van die besoekers se naam is Frikkie nie, as dit is. Ek het nie bedoeling om jou nou sleg te sê vanmôre nie. Maar hy het gesê, maar sien, 'n regter, dis u wet, u is die groot regter, maar kyk wat doen hierdie mense teen u wet. U moet hulle straf. Dis mos net regverdig. U sê dan, u is 'n regverdige God. Straf hulle. Maar wat doen God? God stuur uiteindelik sy seun na hierdie wêreld, die vlekkelose lam, om te sterf vir die sonde. Op Golgotha betaal hy hierdie mense se sonde. Hy voldoen aan die eise van die wet. En na sy kruisdood, waar hy die sonde van die gelowiges betaal het, oorwin hy die duisternis, hy staan uit die doodheid op, en hy vaar op na die hemel, om sy regmatige plek in te neem. Nou kan die duiwel nie meer, nou het hy nie meer 'n voet om op te staan nie. In die verlede kon hy nog altyd na God toe gaan en sê, Frikkie het so en so en so en so gemaak. Maar nou kan hy dit doen nie, op grond van wat? Want al sê hy, maar Frikkie het nou gejok. Hier is die bewys van betaling, is klaar. Hy het klaar betaal, is afgeskryf. So die aanklaer het nie meer 'n werk nie, want die skuldig, die een wat skuldig is klaar kwytgeskeld.
En daarom kan hy nie meer in die hemel ingaan. En daarom het hy het geen reg om in te gaan nie, want die gelowige kinders van God se skuld is klaar betaal. En dis hoekom die duiwel en sy magte uiteindelik die hemel bestorm, toe Jesus dan nou opvaar na die hemel om sy plek in te neem. Dan storm hulle op die Here af en hulle hoop 'n laaste poging om sekerlik net maar te kyk of hulle iets hondharig kan maak, en is dan wat die Here sê vir Michael, stop hulle, keer hulle. Hulle kan nie, hulle mag nie inkom nie, want hulle het niks teen hierdie kinders van my. Daar's geen klagstaat nie, dis van die rol geskraap. Daar is nie meer iets teen hulle nie. Hy het nie meer die mag of die reg om nie in die hemel in te kom. En dan barst hulle natuurlik nou uit in vreugde sange. Johannes sê 'n groot stem, hy het 'n groot stem in die hemel gehoor wat dit uitroep, vers 10. Toe hoor ek 'n stem in die hemel sê, nou het die heil en die krag en die koningskap en die eiendom van ons God geword en die mag van sy Christus, want die aanklaer van ons broeders is neergewerp. Hy wat hulle aanklaag voor onze God dag en nag. Hy sê die hemel het. Hy kan niks meer doen nie, want hy kan nie meer ons aankla nie. Maar, dis nou baie slegte maar daai. Dis skrikwekkend as jy verder lees en jy sien wat gebeur met ons hier op aarde. Vers 12 sê daarom wees verheug o hemele en die wat daarin woon. Maar hoor die volgende sinnetjie van hoofstuk 12 vers 12. Wee die bewoners van die aarde. Wee die bewoners van die aarde. In die hemel sing hulle. Die duiwel kan nie meer daar aankom nie. Nie meer die reg nie. Hy is gestuit deur God se magte. Hy het geen reg om in te kom nie. Maar hy is nou los. En hy is op die aarde losgelaat. En hy is hier besig. Daarom sê Petrus vir ons elders dat hy loop rond soos 'n brullende leeu. Hy is kwaad. Maak sin. Hy is soos 'n dier wat wil verskeer. Hy is vies. Want eintlik nou verloor en hy kan niks daaraan doen nie. En dis presies waaroor vers 12 tot 17 gaan. Dit sê nou vir ons, nou wat lê vir ons voor? In die tyd totdat Jesus nou weer kom. Hoe gaan dit dan nou wees? Vers 12, daarvan in die tweede gedeelte, weer die bewoners van die aarde en die see, want die duiwel het na julle neergedaal met groot woede, omdat hy weet dat hy min tyd het. En toe die draak sien dat hy neergewerp is op die aarde, het hy die vrou vervolg wat die seentjie gebaar het. So hy weet sy tyd is min. Hy kan nou niks meer doen nie, hy kan nie meer wen nie, maar hy kan nog steeds skade maak. Dit is soos 'n buffel wat gekwes is. Hy weet hy gaan doodgaan. Dit is kwessie van tyd. Maar as hy jou kan gaffel, gaan hy vir jou roer. En as jy naby hom kom, gaan hy vir jou roer. En dis presies wat die duiwel doen. Hy is soos 'n gekweste dier. Hy weet sy tyd is min. Hy weet daar gaan 'n punt kom waar hy uiteindelik in die hel verwerp word, maar vir nou kan hy soveel as moontlik skade maak aan die kerk. Maar God beperk dit ook. Vers 14 sê, maar die twee vlerke van die groot arend is aan die vrou gegee, sodat sy na die woestyn na haar plek kan vlieg, waar sy uit die gesig van die slang onderhou word, tyd en tye en 'n halwe tyd. Nou die vlerke wat aan die vrou gegee word, is simbolies. Dit kom uit Exodus 19 vers 4 uit, waar daar staan, julle het gesien wat ek aan die Egiptenaars gedoen het, en dat ek julle op die arendsvlerke gedra het, en julle na my toe gebring het. Dan gebruik hy hierdie selfde beeld, en sê, onthou julle hoe het God vir Israel uit Egipte uitgelei. Hy het hulle as het ware op arendsvlerke gedra, hy het hulle uitgelig uit daai gemors uit, en hy het hulle na die beloofde land toe gevat. Ja, hulle het deur hierdie moeilike tyd, deur die 40 jaar van die woestyn gegaan, maar dit is presies dieselfde beeld wat gebruik word. Die arendsvlerke wat jy optel, en jy gaan neersit in die woestyn, en daar sal God jou versorg, en daar sal hy met ons wees. En dan sê hy daar vir 'n tyd, en tye, en 'n halwe tyd. Ons het al daaroor gesels, maar die wat dit daar nog nie gehoor het nie, sê ek geweer wat dit beteken. 'n Tyd, enkelvoud, tye, meervoud, en dan 'n halwe, is 3,5, verwys na 3,5 jaar. As jy op ander plekke in Openbaring gelees, dan lees jy partykeer van 1260 dae. As jy die sommetjie gemaak sou sien, is ook 3,5 jaar. Dis 'n simboliese getal wat eintlik vir jou tot troos. Want 7 is die volgetal, die volheid, die volle tydperk. Maar 3,5 is net die helfte. Dit sê nie dat die verdrukking net 3,5 jaar gaan wees nie. Dit is nie letterlik nie, dit is simbolies. Dit wys vir jou, dit kom tot 'n einde. Daar's genade. God gaan nie die volle tyd dit toelaat nie, daar's 'n beperking.
Hy gaan ons dra. Daar kom in ander woorde 'n afsnypunt. Dit gaan nie aanhou nie. Die Here sal vir ons sorg tot op 'n dag, dan sal hy terugkom en hy sal hierdie saak afreken en die Satan sal in die hel gewerp word en die gelowiges sal saam met die Here gaan. Hy sal daarvoor sorg. Intussen, vers 15 sê, die slang het uit sy bek water soos 'n rivier agter die vrou aan uitgegooi om haar te laat wegvoer deur die rivier. Nou, 'n rivier, 'n waterstroom, kan jy gaan kyk, in die Ou Testament verwysend na 'n vernietiging of chaos of oorweldigende teestand. Daar net om so vir dit te bewys, so dat jy altyd sê, maar nie my glo nie, glo wat staan in die Bybel, en daarom gaan ek Psalm 124 net gou lees, en hoor jy die beeld wat gebruik word as dit kom by water. As die Here nie vir ons was, toe die mense teen ons opgestaan het nie, dan het hulle ons lewendig verslind, toe hulle toorn teen ons ontvlam het. Dan het die waters ons oorstroom, 'n stroom het oor ons siel gegaan, dan het die trotse waters oor ons siel gegaan. So jy hoor daai gedagte van chaos, daai oorweldiging. En dis wat ons hier ook sien in die teksgedeelte, is dat die Satan kom om te vernietig en om chaos te bring. En ons sien dit kom uit sy mond uit. Die water vloei uit sy mond uit, en dit is beelde wat gebruik word. En daar is natuurlik letterlike fisiese vervolging. Daar is mense wat nou nog, vanmôre Janiek vir my vertel van 'n geval waar gelowiges onthoof is, en ons weet van hoe dit nog steeds besig is om te gebeur, en reg deur Openbaring sien ons dat daar fisiese vervolging ook gaan wees. Daar's martelare. Maar hier gaan dit dan ook besonder oor hoe die kerk aangeval sal word in hierdie tye waarin ons leef, en dan gaan dit oor dit wat uit die mond uitkom. Leuns, valse leer, goddelose propaganda, vervolging deur woorde wat aangeblaas word. So die draak probeer die kerk oorweldig, nie net deur geweld nie, maar ook deur 'n vloed van misleiding, valse leer, valse leerstellings. Gebruik nou maar weer arme Dani Botha se voorbeeld. Hy het nou redelik in die struik geval, maar hy moet tog nog tot bekering kom en erken dat daar 'n fout was. Maar as jy nou kyk na dit, wat het gebeur? Dit is 'n ding wat ek weet nie of jy besef nie, maar Dani Botha en die profeet Joshua, weet nie wat presies sy naam is nie, sy valse leer het so ver gegaan dat daar reg in die wêreld het mense verwag dat die 23 en 24 September die einde van die wêreld gaan wees. Hulle het verwag dat die wegraping sou plaasvind. Valse leer van binne in die kerk. Dis daai water wat gespoeg word. En wat het nou gebeur? Nou kyk 'n klomp mense en sê, ag, ja nee, daar sy, kyk net die klomp Christene, hoe belaglik is hulle. Wat het gebeur? Die duiwel het reg gekry om onder die gelowiges in te kom, en valse leer, valse dwaling, en weer die kerk vernietig. En so is dit altyd, so sal dit ook wees. Ons in ons eie gemeente gaan gereeld gebuk onder 'n klomp aantuigings oor wie en wat en hoe en wat. En dis maar die manier hoe die Satan gaan werk. Hy gaan probeer om die kerk te laat val. Hy sê in die laaste deel van vers 15, die doel van dit is om haar te laat wegvoer deur die rivier. Die Satan wil hê die kerk moet struikel en val. Die Satan wil hê ons moet meegesleer word deur 'n vloed van valse leer. Hy wil hê die leer moet skeefloop, sodat ons uiteindelik wegbeweeg van die Here. Hy wil hê ons moet verdrink in die valse leer. Maar dan sien ons dat die Here ook genadig is, vers 16, en die aarde het die vrou te hulp gekom, en die aarde het sy mond oopgemaak en die rivier opgesluk, wat die draak uit sy bek uitgegooi het. 'n Teken van God se ingryping. Hy gebruik die natuurelemente om hierdie vrou te help. Dink nou maar aan die Israeliete toe hulle vir die Egiptenare gevlug het, dan gebruik God die natuur, die see wat oopgaan. En daar stap die Israeliete deur, en as die vyand dan kom, dan maak hy toe. Dis 'n natuurverskynsel, dit is die natuur wat God gebruik, sy elemente in die skepping, en so sal God dan ook die belofte wat hy gee is, dat hy die vrou sal beskerm. Die laaste versie sê, die draak was vertorend tot die vrou, en hy het weggegaan om oorlog te voer teen haar ander nakomlinge, die gebooie van God bewaar, en die getuienis van Jesus Christus onderhou. So die wat getrou bly, die wat die knie voor God buig, Satan haat jou. Want hy kom vir jou. Want elke keer as hy jou sien bid, en elke keer wanneer hy jou sien in geloof vashou aan die Here,
dan besef hy het verloor. Dan besef hy, Christus se soenverdienste aan die kruis was genoeg. En hy is woedend, en dit dryf hom tot oorlog. Dis hoekom hy die kerk wil skade maak, want hy kan niks anders doen nie. Hy kan nie meer vir Jesus iets doen nie. Hy kan nie meer in die hemel kom nie, maar hy kan wel Christus se liggaam op aarde aanval, en dis wat hy doen. En ons as gelowiges ken dit, almal van ons. Ek praat nou nie van 'n fisiese aanval deur die bose nie, maar geestelik. Want hoeveel keer het dit nie al met jou ook gebeur, dat die duiwel die, my ouma het altyd sê, die duiwel sit op jou skouer, en dan fluister hy in jou ore. Dan sê hy vir jou, jy, Christen, wat so goed dink jy? Precies. Dink jy regtig, jy is 'n kind van die Here as jy so dink? Wat so goed kyk jy? Wat so goed doen jy? Jy dink God gaan jou vergewe, hy sal jou nooit vergewe. Jy is te swak, jy is te sondig, jy is te koud, jy het nie genoeg liefde nie, jy is onwaardig. Moet asseblief tog nie dink jy gaan enige hemel sien. En so sit hy en fluister hierdie ding in jou oor. Hy probeer presies dieselfde taktiek wat hy met Eva gedoen het. Hy saai twyfel. Hy wil hê jy moet twyfel. Hy wil hê jy moet dink, ja, ek is nie so goed nie, ja, ek is te sleg, ja, hy is reg, die Here kan my nie vergewe. En terwyl hy hierdie goed vir jou sê, wys hy vir jou die wêreld. En hy sê, kyk hoe mooi lyk dit, kyk hoe lekker lyk dit. En hy wil hê jy moet uiteindelik op 'n punt kom waar jy sê, ag, ek kan in afval nie reg kry, so kom ek doen dit. Kom ek drink nou maar weer. Kom ek doen nou maar weer dit. Kom ek leef nou maar so, want ag wat, ek is in elk geval so sleg. En dis waar ons kry om te val, elke keer. En soms, ek dink die meeste van die kere kry dit waarskynlik reg. En dan voel ons by onsself, ja, is wel weer geval. Hy het my die hakskeen gebyt en ek het nie sy kop getrap nie. Ek was die verloorder. En ek kyk na myself, en wie van die het nie al so gevoel? Voel of ek net nie gebid kry. Gebede slaan in die plafon vas. Voel so leeg. Voel so klein in die geloof. My hart voel so koud. Ek voel vuil, skaamd en ek kwaad vir myself dat ek het alweer hierdie ding gedoen. Ek het alweer God verraai. Ek is niks werd nie. Ek is seker maar net nie sy kind nie. En dan begin ons weer twyfel. My liewe broer en suster, ek wil vanmôre vir jou sê, moenie sy leuns glo nie. Want dis wat hy wil hê jy moet glo. Moenie sy leuns glo nie. Dink aan Dawid, se voorbeeld. Dawid was 'n jong man wat 'n leeu en 'n beer doodgemaak het met 'n slingervel en 'n stok. Hy het teen Goliat gaan beklei en hom oorwin. Hy is vervolg eers deur koning Saul en toe deur sy eie seun wat hom wil doodmaak. En hy het staande gebly. Maar later jare het hy geval, nie in die oorlog nie, maar in die sonde. Want een aand kan hy ook nie slaap nie en hy loop rond. Daar koekeloer hy vir Batseba wat gaan bad. Dink jy nie die duiwel was daar nie? Verseker was hy daar. Die versoeker was daar, hy het die kans gevat, hy het geweet waar lê Dawid se swakpunt, en toe hy vir Batseba sien, toe kom daai verandering en hy sê, gaan haal haar. En hy laat haar, sy mense haar gaan haal. Batseba was op daardie stadium getroud met een van sy beste vriende. En hierdie beste vriend van hom, een van sy beste vriende, was besig om 'n oorlog te veg vir koning Dawid, om hom te beskerm. En dan vat hy sy vrou, en hy knoop 'n verhouding aan, en sy word swanger. En toe dit uitkom dat sy swanger is, en sy sê vir hom, maar Dawid, ek is nou swanger. Toe sê, maar hier is nou moeilikheid, want Uria gaan sommetjies maak. Hy gaan agterkom, dit is nie sy kind. En toe hy nie kan dit beheer nie, wat doen hy? Hy laat vermoor Uria. Hy laat vermoor een van sy beste vriende, sodat hy met hierdie verhouding met sy vrou kan aangaan. En hy het genade gevind. Want God se genade is groter as dit. God se genade is groter as dit wat jy in jou lewe gedoen het. Daar is nie 'n sonde wat nie vergewe kan word nie. Die enigste sonde wat jou nie vergewe kan word nie, is die sonde teen die Heilige Gees, en dit is wanneer jy ontken dat Christus die saligmaker en verlosser is, want dis die Gees se werk. Die Heilige Gees oortuig jou dat Christus die een is, en as jy dit sê, dat Christus is nie jou verlosser nie, dis die enigste ding wat jou nie vergewe kan word nie. Verder is daar nie 'n sonde onder hierdie aarde wat jou nie vergewe kan word nie. Maar ek wil hê jy moet die patroon sien.
Die duiwel kom wanneer jy op jou swakste is. Hy weet waar is jou swak plek. Hy weet presies waar om jou te vang. Hy tref jou wanneer jy op jou kwesbaarste is, want hy is die groot vuurrooi draak. Maar as hy dan kom om jou aan te kla en hy sê vir jou, jy is maar sleg. Jy, kind van God, jy sal nie vergewe kan word nie. Dan moet jy onthou, hy lieg. Hy is oorwin. En al wat hy doen is, hy wil die kerk skade maak, hy wil jou skade maak. Want hy is die enigste plek waar hy nog iets kan doen. Dan moet jy Openbaring 12 vers 11 onthou waar daar staan, en hulle het hom oorwin deur die bloed van die lam, deur die woord van hulle getuienis. Dis jou enigste woord. Dis jou enigste krag, dis jou enigste moed. Hy kan niks doen in die hemel nie, en daarom kom hy vir jou. En 'n mate brul hy soos 'n leeu, maar hy het nie met tande nie, hy kan jou nie doodbyt nie. Hy kan jou krap, kyk het 'n paar naels nog, en hy vir jou seer maak, so nie probeer nie. Maar hy kan nie meer oorwin nie, want Christus het oorwin. Hy kan jou nie meer voor God gaan aankla nie, want die saak is geskrap. Hy is van die hofrol geskrap, want die prys is klaar betaal. En wat hy doen is, hy val jou aan. En hy kom sê vir jou in jou oor, nee man, doen eerder die wêreldse dinge, jy is in elk geval verloor. Moenie om glo nie. Daarom geliefdes, hou moed, besef, dat die Here ons sal beskerm. Hy sal jou dra deur hierdie woestyn toe. Nie altyd maklik nie, dis hoekom dit 'n woestyn genoem word. Dis swaar. Maar die kinders van God sal gedra word, en hy sal sorg dat ons saam met hom eendag is. Eendag sal hierdie Satan finaal in die hel gegooi word, en ons sal saam met die Here wees.